kort woord bedien en dan wil ek 'n bietjie profeties bedien. Die ouens het van gister af opleiding gehad en so ons het lekker saam gewerk. Ek wil vanaand spesifiek ook met hierdie gemeente praat en ek wil net iets kort sê van iets crossing over. Het is tyd om aan te beweeg. En ek gaan so 'n bietjie 'n skrif uithaal, en dit is ook in jou eie lewe waar jy dit kan implementeer. Ja, Josua 3, vroeg het Josua en die kinders van Israel weggetrek en by die Jordaan aangekom. Josua sê, heilig en reinig julle, want die Here sal môre wonderwerke onder julle doen. Ek laat jy opgewonde nie, gaan ek weer sê, heilig en reinig julle, want die Here sal môre wonderwerke onder julle doen. Die priesters dra die verbondskus van die Here en God sê, as julle voet in die Jordaan, wat vol water sit, sal die water ophou loop. Neem dan die beloofde land in besit. Dan sê verder, jy sal dit wat die vyand jou gedoen het, nooit weer sien. Maar jy het die vyand nou nie, maar wat ek voel is, dat die Here sê, dit wat was, is verby, daar is iets niets. En it's time to cross him over. Dis tyd om jou voet in die water te sit. Hieraan sal julle erken dat die lewende God tussen julle is. Hoor jy wat hy sê? Tussen julle gaan die lewende God wees. Ons soek ons daar. Maar jy sal weet dat hy hier is. Want 2 Korintiërs 6 vers 16 sê, ek sal in julle wees en onder julle wandel. God is tussen sy mense. En ek dink hoe meer ons bewus raak, en ons het dit gesing vanaand, hy is hier, hoe meer gaan jy weet, jy gaan onmiddellik weet, hy is besig om tussen sy mense te beweeg. En ek glo ons gaan 'n jaar in, waarin ons hom gaan beleef op 'n ander vlak, as jy sensitief is. Hulle dra die verbondskus, en die water het opgeruis soos 'n wal. Die 12 stamme tel in die middel van die Jordaan 'n klip op die skouer, as getuienis dat julle kinders sal sien. Dit wat God in hierdie tyd gaan doen, in hierdie gemeente, en ek wil ook met julle gemeente praat, sal julle kinders die getuienis vertel wat hulle voor hulle sien. Jy sien, ek glo dat die Here iets bonatuurliks wil begin doen, want ons is dit aan die nuwe generasie verskillig om te sien wat God doen. Jy sit 'n nuwe generasie hier wat my opgewonde maak. Jy sê herlewing onder julle ouderdomsgroep, wat die kerke vol gaan sit, wat met soveel passie gaan begin uitbeweeg, dat julle die krag van God gaan sien soos nog nooit tevore. En die ou mense sê, amen, nee, die volwassenes. Sê amen. Sê ook nie. Ek dink so aan hierdie hele skrif, dan dink ek aan die 40 jaar in die wildernis van verlore potensiaal wat agtergebly het. En dis asof die Here net vir my sê, hy wil nie weer een laat sien agterbly vir die beloofde land waarin ons moet beweeg. Hy wil vir jong mense sê, staan op, want die heerlikheid van die Here is op julle. En hoe hierdie jong generasie, hierdie generasie uitgemis het van wat God gedoen het. Wat is in jou lewe waarvan jy moet loskom, sodat jy die beloofde land kan instap, dat jy deur die Jordaan kan gaan? En die Here wil jou uit jou wildernis vat. Baie keer is ons wildernis hierop. Okay? Ek is nie goed genoeg nie, die Here kan my nie gebruik nie. Jy weet, daar's 'n wenresep. Jy sien, ek glo dat daar vars getuienis kan kom. Ek glo in hierdie tyd gaan die Here nuwe God's Generals oprig soos nog nooit tevore nie. Ek sien 'n nuwe boek op die rak van die nuwe God's Generals wat gaan opstaan. En die Here vra nie oud jy nie. As jy nie op 'n plek kan kom waar jy sê, Here, ek besluit om aan te beweeg ten spyte van jou ouderdom,
Wel, ek wees of jy vanoggend of vanaand hier sit en jy is op 'n laat ouderdom, nie op 'n laat ene. God wil jou gebruik. Ek kyk hier na manne wat hy sê, God wil jou gebruik. En hy is besig om, ek nou die dag staan ek in my profetiese woordskool, en terwyl ek bid, sien ek in die geestesdimensie, daar's 'n afwagting, dis asof die engele nie mooi weet waar jy in beweg hier nie. Dis amper soos 'n surprise by God. En is asof hy iets doen, en heelal hou sy asem op, om te sien, wat gaan die Here nou doen, met hierdie generasie nou. En ek kom in Pretoria, en ek bedien die jonges, dis jong getrouwdes, en die wat net uit die skool uit is, en hierdie jong pastoor kom by my, en hy sê, ek wil iets met jou deel, dis asof daar die heelal is in verwagting. En dis asof die aarde sy asem so ophou, om te sien wat gaan God nou doen. Jy sien, daar's 'n beweging van krag, en dis amper asof die engele sê, ons het nog nooit dit gesien wat nou gaan gebeur. Wacht dan, iemand weer. Jy sien, in Lukas sê, hy wat getrou is in die minste, is ook die grote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, sal ook in die grote onregverdig is. As jy dan nie getrou is met die onregverdige man, dit praat ook baie keer, kan God jou vertrou met geld, dan kan hy jou vertrou met silwer. As God jou kan vertrou met siele, kan hy jou vertrou met baie meer. Want jy sien, dis asof daar 'n herlewing kom, en ek sien in die Kaap, dat daar 'n herlewing kom onder 'n nuwe generasie, oud en jong, gaan begin saam beweeg. Jy sien, die profeet kom, hy kom daar en hy sê, kom leer my skiet. En hy vat die jongs, en hy sê, trek die pyl, dat ek jou leer om te skiet. Jy sien, oud en jong gaan begin saam bedien, maar dit is 'n hele nuwe resep, dat was nog nie so een. Hoor mooi. Josia het 'n ander geneesing omgehad van gehoorsaamheid. Ek het vanoggend gepreek oor gehoorsaamheid. En saam met dit wil ek net gou iets vertel. In 2 Konings 7 vers 3 praat hulle van die 4 melaatse manne. En hulle het in die ingang van die poort gesit en hulle was honger. Hulle sê, maar of ons hier bly, gaan ons sterf. En as ons gaan, want hulle mag nie in die stad in beweeg, want hulle is melaat. Gaan ons in elk geval sterf, so hoekom sal ons hier bly, kom ons vat 'n kans. Jy sien, dis tyd dat jy 'n kans vat, of vir siekes langs die straat te bid, om net duivels uit te dryf, en die ouens te gaan uitruk, uit drugs. En jy sien nie, hier kom hulle, en hulle sê, kom ons loop oor na die armeers. Toe hulle daar kom, was daar niemand nie. Jy sien van jou gehoorsaamheid stap, jou voetstappe maak klanke. Hulle voetstappe het so klank gemaak, dat het geklink soos die gedruis van waans, en perde van 'n groot leermag, dat hulle gevlug het. Nou, hele leermag het gevlug, vir die armeers, want dit klink asof daar 'n weermag aankom. Jy sien, jou voetstappe van gehoorsaamheid maak 'n klank in die gees waarvan jy nie weet nie, en God kom en hy bring jou op 'n plek van 'n kragveld waardeur hy jou gaan lei. Sien, toe die melaatse man na die oorkant kom, was hulle honger en hulle het geëet en daar was sommer silwer en goud. So hulle het so geskrik hulle het gehardloop. Jy sien, daar kom geld na die kinders van die Here, wat hulle self voor gewerk het nie, want God wil sy koninkryk laat uitbrei. Ag, julle klink, ag, Here help hulle net op onderhoud. Ek sal dit vir my vat. Jy sien, maar in hierdie tyd het ek 'n boodskap vir jou. En dit gaan in Romeine 4 vers 17 tot 24 sê hy, en ek sal jou vader van baie nasies maak. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy die vader sou word volgens wat gesê was. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy 100, wie is 100 vanaand nie? Dat is ook jy. Wie voel 100 nie, wie is 100? Het hy nooit getwyfel aan die beloftes van God nie. En God gee vir jou beloftes, moet nie twyfel aan waarheen die Here op pad is, vir hierdie belofte, vir die gemeente, vir jou gemeente nie.
Hoor wat gebeur. En hy het nie gelet op sy eie liggaam, of die verstorwe toestand van Sarah van 80, en kyk my man moet sê, jy het 'n verstorwe liggaam. Dan gaan ek dan nie baie happy wees met hom. Maar hy het nie toegelaat dat dit hom binnen druk nie. Hy het nie dat het enige sin sy visie en die belofte van God laat twyfel. Weet jy of vandag dat ons twyfel aan die profesie wat in ons lewe kom? Jy sien, die heel belangrikste is jou geloof. Een dag kom iemand en hy sê, ek hoor hoe praat hulle en hierdie persoon gebid en hierdie persoon het nie gesond geword nie. Kom hierdie persoon en sê, maar jou geloof is te klein. Ja, ek sien dat persoon kraseer. En ek gaan luister en ek sê vir die Here, ek verstaan nie, wat die skrif sê, dit is soos 'n mosterdsaad. Ons is besig, ek weet daar staan 'n skrif volgens jou geloof. Maar as jy na iemand kom en sê, dis omdat jy nie glo nie. En hierdie persoon glo met alles wat hierdie persoon kan. En ek praat met die Here oor hierdie. Ek sê, Here, ek verstaan nie so lekker nie. En hy sê van, weet jy mensie, hy sê, ek glo genoeg om myself in namens jou om te glo. Ek glo in myself so baie wat ek kan doen, dat ek namens jou geloof sal hê. Hy kom by hierdie pa sê, my seun val in die water, en dan val hy in die vuur, en die disciples kon hom nie help nie. En Jesus vra vir hom, het jy geloof? Glo jy? Hy sê, ja, maar as my geloof ten minste, sal nie my help. En die Here sê vir my, al wat ek wil hê, jy moet steun op my wat die geloof is. En daarom wil ek jou sê, dat God soek by jou een ding, hy sê, jou bereidwillig. Jy sê, Abraham het geglo, en dit het net so gebeur. En baie keer gebeur dit, dat ons in omstandighede groot word, of mense glo nie meer jou. Jy sê, elke mens het 'n behoefte dat iemand in hom sal glo. En dis nie dit. So, as jy hulle kan laat glo in die plan van God, voor hulle ander goed glo, so dat dit nie nodig is om 'n generasie los te maak van binne nie. Ek gaan 'n voorbeeld vir jou noem, van wat ek nou sê. Wat jy glo, word jou geloof. Jy sien, as jou ma en pa agressief was, en hulle op 'n sekere manier opgetree, dan dink die kind, maar dis hoe mense optree. Of, daar's 'n geloofswaarde wat jy by jou kind implementeer. So, watter geloofswaarde beperk jou vanaand om in te stap in die belofte van God? Die geloofsbeperking wat jou weerhou om jou potensiaal te leef. Jy moet gemotiveerd wees om te verander as 'n rolmodel vir 'n generasie wat na jou kyk. Mense hou jou dop. Hoor wat ek vir jou sê. Mense kyk na ons en hulle sê, ek wil soos jy wees. Ek wil hê wat jy. Toe hierdie ou gitaar speel, toe sien ek 'n jong generasie wat by hom leer om gitaar te speel. En terwyl hy leer om gitaar te speel, sien ek 'n geloof wat saam met dit oorspeel. Ek sien hoe spoel hierdie geloof oor in hierdie kind, want jy het 'n onwrikbare geloof in jou. Dat ek Here is opgewonde om te sien hoe staan 'n generasie op, dat 'n jong generasie begin glo. Ek sien my, eendag klim ek op die vliegtuig hier van die Kaap af, en het land in Johannesburg, die hele tyd ek met my kleinkind bel, en my skoondochter bel, sy sê, bel gauw vir Debbie, want sy het gebid, dat jy haar bel. Sy het nie mooi gehoor nie, want ek was op die vliegtuig. Sy sê van my, nee, die Here luister nie vir my nie, want hy vat lang, my ouma bel my nie. Maar ons, soos 'n kind begin glo, dat ek kan bid. Jy weet jy, ons moet besef dat om jou volle potensiaal te vervul, gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor generasie en dit gaan oor iemand anders. Om te weet wie God jou gemaak het, affekteer mense wat God geroep het, wat jy moet affekteer. Want is groter as net jy, en ek gaan nou by dit staaf, by wat ek sê. Jy sien, jy moet jou beperking konfronteer en word wat God gesê het jy moet word. Abraham het ten spite van hoe dit lyk, het hy nie hoop verloor nie. Jy sien, binne in jou is 'n potensiaal wat deur jou wil leef.
binne jou is potensiaal wat deur jou wil leef. Het potensiaal sal nooit wegraak. Jy sien nou, ouerskap en mentorskap beteken eintlik, in die Latynse woord beteken om voort te bring. Dis nie om jou kind te beheer, ons het nou van ek sy ouma, ek sê klomp van hierdie ouens wat hulle kinders slaan. Maar dissipline is eintlik om uit jou uit te haal, om uit jou uit te trek wat binne in jou is. Sê, dit beteken eintlik om voort te bring wat God binne in jou kom plaas. So, God kyk na Abraham, en hy sien nie net vir Isak nie, maar Abraham wag vir Isak. En toe God na Abraham kyk, toe sien hy nasies. As God na jou kyk, sien hy baie meer as wat jy sien. Daar's geen beperking nie, maar jy beperk hom op grond van wat jy glo. Hy sê vir Abraham die volgende: Abraham, I've pulled you out of me. And I'm going to pull out of you like I pulled out of me your real potential. Net verhouding met God kan jy by jou volle potentiaal uitbring. Jy sien, hy kyk na sy kind, hy sien Jesus, maar God kyk dit en hy sien nasie binne hom. Jy sien, as God na jou kyk, sien hy hele stad, hy sien die hele dorp, hy sien die hele skool, wat binne jou is. Hy sien nie net jou potentiaal, is nie dit nie. Hy sien iets baie meer, hy sien 'n preekstoel binne in jou, hy sien binne in jou, sien hy 'n universiteit, hy sien binne in jou, ons kort 'n paar nuwe universiteite, hy sien binne in jou meer as wat jy sien. En die Here sê vir my hier vanaand, ek moet hierdie woord bring, want hy sê as hy na jou kyk, sien hy baie groter gemeente as wat jy, as hy na jou kyk, sien hy leiers wat hande begin vat. Want jy is 'n verhoudingsmens. Ek wil ook sê, wanneer God na julle kyk, dan sien hy oprigting van evangeliste, hy sien oprigting van profete, hy sien oprigting van herders, hy sien 'n nuwe generasie wat opstaan. Jy sien, ons is in die vooraand van iets so spesifiek, dat ons dit nie kan verloor nie. Jy sien, jy moet die leuns wat jy vir jouself gemaak het, oor wie jy werklik is, konfronteer, want dit beperk jou na jou volle potentiaal toe. Jy sien, binne in jou, as hy na jou kyk, sien hy die besigheid. En hy sien dat daar 'n nuwe varsheid is, wat hy wil laat ontlyk, sodat jy kan opstaan. Ek sien jeug, ek sien jong ouens, wat nuwe besighede begin, en julle sal verstom wees oor die finansiële deurbraak vir hierdie land. En het begin in die Kaap, ek is jammer ek bly waar bly. Dis tyd om in mekaar te glo, en in ons kinders, en dat ons vir mekaar sê, moenie jou potensiaal verloor nie, moenie so min in jouself glo nie, moenie laat jou situasie jou aftrek nie. Jy sien, programmeer jou maat, die persoon langs jou, sodat hulle weer kan glo, dat God jou wil gebruik. Ek dink aan 'n vrou, wat 'n wêreld vir my opgemaak het, die vrou by die put, dat Jesus het 'n afspraak met haar waarvan sy nie weet nie. Interessant. God het baie keer met jou 'n afspraak waarvan jy nie weet nie. En ek het so 'n afspraak gehad. Ek het die Here gedien en dit, toe ek my lewe vir die Here gee op college, en my laat doop te onterf my pa. Dit was 'n dramatische tyd. Ek betaal nie meer my college nie, Vrydag hier, ek kom ingestap by die Lucies huis, en hulle sê, jy kan maar pak. Ek sê, waarheen? Nee, jou pa betaal nie meer vir jou. En hier staan ek op die gras, en ek het gelukkig, toe ek nou my lewe verheerige met ander ouens begin meng, en ek bel 'n vriendin van my, ek sê, moet my help, ek weet nie waarvoor jy nie, staan ek met my tas. Sy sê, waar ek kan jou oplaan, ek kan net vir die naweek by ons bly, want dis die plek in ons huis. Wat 'n bemoediging. Nou, die naweek slaap bly. En sy kom, laai my op, en ek speel baie goed klavier. En sy speel op, so, ons nou orgel gaan. Dan speel ons die hele naweek, en ek weet nie, waar gaan ek maandag heen nie. En ons stap by die boot van die college in. Gelukkig die man wat my uitgesit het, dit laat my baie probleme al vir studente voor, so sy het my geglo.
En ek sê, ek weet nie waar gaan ek heen nie, die persoon het gesê ek moet gaan. Sy sê, ek kom bly by my in die huis. Haar seun is 'n predikant. Weet jy, en vandag kyk ek terug, en ek besef nie, maar in daai tyd, ontmoet ek my man en ek het 'n moeilike tyd deurgegaan, die wind van verwerping, al die goed, en ek het so 'n bietjie afgedwaal, en ek vertel vir hulle hoe iemand my saam nooi kerk toe by die AGS, en ek is by die AGS, en hulle sê, as jy ontmoeting met die Here wil hê, moet jy Woensdag by die bid hier wees. Ek wil gaan kyk hoe lyk dit as mense ontmoeting met die Here. God het my afspraak waarvan ek nie weet nie. So ek sê Woensdag daar, nou wil ek hulle uitkyk, hoe doen jy dit? En ek onthou hierdie lektor by die universiteit, wat bybelkundig jong, wat ook al, en hy sê, ek het niks gehoor, ek kan niks onthou van wat hy gepraat nie, ek het so hoog gepraat, daai tyd, maar ek het niks verstaan nie. Maar af wat ek onthou, wat hy sê, Vader, Seun en Heilige Gees, nou moet ons allemaal so sê. Dan moet jy net dit sê, dan moet jy stil maak. En die volgende oomblik, sien dat Jesus sit. Ek weet niks van visioen en so goed. En ek sien Jesus sit daar, en ek sien 'n wyser vir my kom hier sit. En hy laat my langsom sit, en ek lê met my kop so op sy skoot, en hy vryf so deur my hare, en hy sê vir my, Betsy, ek is so bly jy is terug. Ek gaan met nuuskierigheid, maar hy het 'n afspraak met my. En hier is hierdie vrou by die put. Sy weet nie, sy het 'n afspraak met my. Jesus wag vir haar. Die man en die disciples is onder in die herbergers gaan soek. Hulle is die dorp en hulle kan kos. Jesus sê, dit wat ek eet, dit wat my verval is, om iemand sy lewe te verander. En hy kom by die vrou en hy begin met dat deel. En dit is maar interessant wat sy sê, wat die plek moet ek aan bid? Sy begin met hom praat en hy deel. Hulle beweer dat dit een van die langste gesprekke was wat Jesus nog met iemand gehad het. En hy verduidelik vir alles en sy sê, waar moet ek aan bid? Jesus, waar is die ware aanbiddingsplek? Sy sê, party sê dis op hierdie berg, en party sê dis daar, en hy sê, maar ek sê, en hierdie vrou ontdek haarself in Christus, en sy hart die dorp en sy skrik het 'n man ontmoet, en allemaal dink, jy het 5 en die 16 is op jou, en die is kinderlaaklik. En hier is jy al 6 maand is, en sy ontmoet die 7de man Jesus Christus, en vir die eerste keer is sy vervul, en sy ontdek haar potentiaal. Weet jy dat hulle beweer, en as jy die skrif gaan reglees, dat sy van die hele dorp na Jesus toe. Sy word die eerste vrou evangelis. Jy sien, binne in jou is potentiaal. Jesus sien so potentiaal in haar, dat hy kyk nie in 6 mans vast nie. Hy sien die potentiaal binne haar, 'n hele dorp. Hy sien die evangelis. Jy sien, in Lukas 15 vers 11, is 'n sekere man met 2 seuns. Die jongste een sê, "Pa, wil asseblief voor die dood, as gee vir my alles." En hy deel dit op tussen hulle twee. En hulle sê na baie dae, het die jongste sê, na 'n ver land gegaan. En hy het alles gaan verkoos, en hy vind homself by die varkbokke, en hy eet pele, want wat hy is weet nie, eerder die pele. En hy besef, om by my pa te wees, is beter. En hy besluit, hy sal teruggaan na sy pa toe, en hy kom aan, en is amazing, hoe sy pa hom dopgehou, het hy hom dopgehou. En sy pa hardloop na hom toe, en hy sê die volgende, hy sê, Pa, hy sê, ek sal opstaan na my pa, hy sê, ek is nie meer werd om die seun genoem, het, hoor die leen, om die seun, ek het gesondig, ek is nie werd nie, ek sal een van die hierling wees, hy sê, ek ken die potentiaal in jou, moenie, dat enig iets vir jou leen vertel nie. Die potentiaal in jou is my seun, en vir my geliefde seun. Jy sien, ons sal sê, jy moet 'n paar oefeninge doen, voordat ek jou weer gaan vertrou, is dit nie so nie, maar nie my toeking in die papie, maar die paar nie doen het. Jy moet nou eers vir jouself 'n bietjie bewys hê. En hy kom en hy trek uit hierdie kind, die potentiaal wat binne in hom is, en hy sê, maar ek glo nog steeds in jou. Sien,
Ons is verbind aan die bonatuurlike plan van God, aan die bruid. En daarom kan ons met niks anders tevrede wees. Enige iets minder as jou potentiaal is abnormaal en dit sê jou onvervuld laat. Dan dink ek aan nog een en ek gaan op het klaar maak. Daar is nog een, blinde Bartimeus. Sy pa kom. Want Tibeus, sy pa was ook blind. So sy pa het goed geoefen om te beer. En jy het 'n sekere kleed wat hy aangetrek in daai tyd om te mag beer. So sy pa kry vir hom 'n kleed. En hy sê, Bartimeus, ek gaan jou leer om te beer. Hy sê, pa, ek voel ongemakkelijk in hierdie kleed. Dis nie ek nie. Ek weet jy binne in my is meer as net 'n blinde persoon om te beer. Sy pa sê, kom nie ons, ek moet jou leer. En ek binne in hom net geweet. Dis nie wie hy is nie. En hy hoor 'n klank. En hy ken die klank van wonderwerke wat hy so lang verwag. En hy hoor 'n klank van verre wat kom. En hy maak hom gereed. Hy sê, pa, hoor die klank van my oorwinning. Want hy kan homself, sy pa het nie in hom geglo. En sy pa het nie geglo dat hierdie goed kan gebeur nie. Hy wil weer met vrede maak met hierdie kleed wat hy aan het. En toe hy nader kom, toe begin hy skree. En daar is 'n paar heilige, veilige ouderlinge. Sst, jy raas. Nie mag jy praat nie. En hoe meer hulle sê, harder skree. En weet jy wat val my op? Ek dink ons moet desperaat genoeg word om die salwing te val nie, al skree. Ek het hier op ons werk verloor, wat ek gesê, prys die Here, die dag gaan nie, maar nou, my man nie werk nie, en ek het nie werk nie, ons het ons werk verloor, en nou het ons 'n plek gekry waar ons gaan bly, en ek onthou en die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jy voor, nou roep beteken nie net vir my, hoor, en nou ry ons, dan gaan my kinders by die skool af, ek klink in die kar, al die vensters is toe, so niemand kan hoor nie, ek skree hulle die aarde so staan, wat is op werk? Ek het so die Here so een vrou van my man of my seun, vrou so vrou. Nou skree ek, sit werk! Skree, nou lach ek vir myself, en ek klink snaaks. So as ek by die plaas, uitklim by die plaas, ek kan skree. En ek hoor, die skrif wat die Here my gee. As ek by die huis, kan kyk huis skrif, sê, Josefat het geskree, die Here het geantwoord. Ach man, ons moet bietjie iets doen. Wil jy sê, wat vir my die amazingste was van hierdie seun, hy het so in hom geglo, toe hy Jesus stop, en hy sê, wie is dit? Die eerste ding wat Bartimeus doen, hy gooi dat kleed van hom af en hy loop na Jesus toe. Dis die eerste ding wat hy doen, jy moet gaan lees, waar hy, die eerste ding, hy gooi die kleed af. Wat vir jou sê, gooi die kleed af, wat nie joune is. Stap in die potentiaal van wie jy is. Kom vanaand en weet, God het in jou belê, as hy na jou kyk, dan wil hy jy moet opstaan, en hierdie, God het jou beplan vir hierdie seisoen, van herlewing wat kom, ek weet, elke jaar hoor ons herlewing, maar vat my woord, ons gaan herlewing sien, soos nog nooit tevore. Ons gaan jeug sien, ek sien konferensies op hierdie groot stadions wat hulle so gebouw het, daar by ons staan 'n wit olifant, hulle weet nie eers hulle het opgebouw vir Godse kinders. Hoe ry ek dan in Polokwane en ek sien hoe bouw hierdie vreselike plek en die Here sê, dit is besig om dit te bouw vir my kinders vir herlewing wat kom. Hoeveel jaar is terug? Julle moet die stadions volmaak, jy dit werk om te doen. My eie ouds te gaan uithaal waar hulle nie hoor nie. Ek het enige vrou het 'n baar uitgehaal. Kyk, toe sy sien ek om angstap, toe steek hulle haar weg. Interessant, ek staan so in die deur. My man het nog nooit gedrink nie, en ek ook nie, ek is 'n bietjie bang vir 'n kroeg. En ek staan so in die deur van die kroeg, en die steek haar weg, want haar kinders het my gebel. Sy drink. Ek staan en ek hou dom wat gaan aan, en hoor my mooi vanaand. Nou is hierdie klomp ouens besig om golf te speel. En dan het hulle glas, 'n regte glas. Nou hou die een om dan moet hulle nou binne in haar glas inslaan. En almal lag, en almal is joy. Dis tyd dat ons dit vir die wêreld lekker maak om by Jesus Christus uit te kom. En ek staan en ek dink, Here, is dit wat blydskap aan hulle doen? Mag ons die vrede
ons lyk baie keer so, of ons in soutsuur gedoop is of iets. Want ek is so heilig en veilig, ek kan nie smile. Ek kom daar vanaf, dis ook ek het kan sê. Gedink hoe meer ernstig jy lyk, heiliger lyk jy. So, jy sê, dit moet 'n gewoonte wees om met die Here te ontmoet. Hy kom by Adam, dit was 'n gewoonte. En God het geweet wat het Adam gedoen, maar nogtans kom hy, en hy roep vir Adam, en hy weet, Adam weet, dat die plek waar hy ontmoet het, kan hy nie meer bykom. Maar God los jou. Draai terug, jou doel is baie groter as jou foute. Jy sien, jy moet versperrings as geleenthede sien. Jou verleentheid word 'n geleentheid, sodat jy kan getuig vir God. Ek wil nie dit sien. Deur gedurig aan jouself te dink as 'n sondaar, weerhou ons om ons denke te vernuwe, en sodoende oorlewingslewe te leef, en 'n geestelike lewe te betree. Om die hele tyd aan jouself te dink aan as 'n sondaar, kan jy nie instap in 'n geestelike lewe betree nie. Ek het 'n fout gemaak, maar ek vat my oorwinning. Jy sien, want jou verlede is nie naaste by so belangrik soos jou toekoms nie. Elke persoon is geskape vir iets baie spesiaals. Binne jou is daar afwagting, kan jy dink die heelal weet, dat God het 'n roeping op jou lewe. En die engele, hulle loer oor die balkone van die hemel, om te kyk wat hy doen. Wanneer jy begin die eerste tree gee, dan begin hulle cheer. Verstaan jy hoe belangrik is jy vir God? Jy sien, jy is God se spieël. En hierin vind jy jouself in jou ware identiteit. Dan sê 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal wat in Christus glo, is soos mense wie se blinddoek afgehaal is. Ons sien nou die goddelike heerlikheid van Christus duidelik soos in die spieël. Die Heilige Gees wat ook die Here is, verander ons om meer soos Christus te word en om al meer sy heerlikheid te kan weerspieël. Jy's 'n draer van sy heerlikheid. Jy's 'n draer van die hemel. Jy sien mense sê, hoe lyk God? Hy wil jou gebruik om 'n demonstrasie te wees van wie hy is. En ek glo 2017 gaan die Here ons bring waar die heerlikheid van God so saam met ons is, dat ons dan, ek onthou, ek moet nie die liedie doen. Ek staan eendag, skout, ek sien dis in kerk te gaan, ons moet bid hierin, maar ek besluit om te gaan. Dan staan ons in worship, en die volgende oomblik kyk ek so, en ek sien die trek die wolk binne in die kerk, en ek gaan hang so op die verhoog. Wat is dit? My oor is oop, ek sien. En ek worship hulle. En die volgende oomblik sien ek in die vorm van 'n mens, duisende goudeel, maar in die vorm van 'n mens, maar dit produseer die hele tyd. Daai gouddeeltjies produseer die hele tyd. En ek sien hoe begin daai gouddeeltjies so die kerk afloop, dis in die Aggeneeskerk. Loop dit so af. Ek verstaan hierdie goed. Maar ek weet wat ek sien. En dan kyk so, en die persoon maak so. En hy lig sy kop so op, en hy kyk so, en hy sê vir die gemeente, so dikwels as julle my heerlikheid toelaat, sal ek hier wees. Ek sê, julle mag ons dit mis. En ek staan daar en ek sê, nou wat nou, hy sê, gaan sê vir hulle, ek verstaan nie eens behoorlik, jy gaan hulle verstaan. En ek staan op en ek verduidelik, maar ek weet hulle nou nie baie mooi verstaan. En ek kom by die huis en ek sit 'n tyd, daai tyd het ons met tyd skryf. En ek sit 'n tyd in van 'n ou wat preek, wat ek hoeveel keer daai tyd geluister het. Ek het dit nie een keer gehoor nie, en ek praat van Jesegiel, wat opgetel is, die heerlikheid van die Here in 'n ander plek gesit is. Jy sien, as jy bly waar jy is, gaan die Here mense optel en op ander plekke sit om te gaan bedien. Dan is jy nie lekker. Kan ek met jou God vertel, as jy nou kan doen? As jy wacht en as jy waarvan een beetje gepraat. Jy sien, jy kwalificeer, God kwalificeer jou as 'n wonderwerker met resultate. Jy is 'n draer van sy heerlikheid en jou standaard van lewe is om sy heerlikheid te stap.
die hemel, wie God jou gemaak het, en begin dit leef. Die oomblik as jy in ooreenstemming is, met wie God jou sê, gaan jy vir nooit terugstaan, vir wie jy werklik is nie. Jy sien, die kerk is in afwagting, vir die bonatuurlike krag van God. Ek hoor baie goed van die bonatuurlike. Ek weet nie hier in Kaap nie, maar daar by ons eet hulle saam met Jesus kaas. As ek in sy teenwoordigheid kom, dan beleef ek net sy liefde, en ek beleef hom net, en ek het hom so lief, ek sit in heil, ek vertel van hom die hele tyd wie sy, nie tyd vir kaas nie. En ek trap niemand af nie. Weet jy wat maak my opgewonde, die mense wat sê, hulle is honger na God, en hulle gryp na elke grashalm. Maar wanneer ek in sy teenwoordigheid kom, dan huil ek net, want hy is terug. Hy is net so amazing. Hy is net so amazing. Die dag bid ek, en ek soek die Here se aangesig, en Here, help my net dat hulle my hoor. Ek weet nie hoe kom sê, ek moet die goed vertel, maar ek julle vertel, het werk nog vandag. En ek soek, ek het dag en nacht deur gesoek, ek so honger na hom, en ek is bezig om te bid, en die volgende oomblik sien ek loop op Lorenz en Maakse strand. Ek verstaan nie, maar ek weet net, ek het hierdie belewenis. En daar sit 'n meisie, en sy sit so op die strand, en ek weet sy wil selfmoord pleeg. En ek stap na haar toe, en ek vra vir wat gaan, en sy sê, swanger, my pa, my ma's besig om te skei, en ek voel, dit is my skuld, ek gaan selfmoord pleeg. En ek lei haar na die Here toe, en ek kan onthou, hoe stap ek seker as ek Lorenz maak toe gaan ek haar adres kry. En ek sê, hoe stap ek so op met die teerpad, so in die dorp, en ek kom op 'n hoogtes, op 'n bil, en ek sê, gaan in hierdie huis, hierdie mense gaan jou help. Ja, volgende dinge, wat het nou met my gebeur? Ek verstaan dit glad nie. En die volgende oggend, vat die Here my, na 'n plek toe, waar hy met wat sy manne opgetel het, in die paddeplek gaan sit. En so, dit gebeur nie elke dag met mense. En ek gaan nie dit soek nie, as dit gebeur van die Here dit doen. Maar ek wil vir julle sê, daar's 'n roepe na antwoorde, en ek en jy sit met die antwoord. Het is tyd geword, dat die kerk nie tevrede is waar hulle is nie. Hoor mooi, elke woord, wat God vir jou sê, wat na jou toe kom, elke woord van God sal nooit na jou toe kom, wat nie sy eie vermoë besit om vervul te word. Elke woord van God besit die vermoë om in vervul te kom. Hy self in die vermoë om vervulling te bring. Wanneer jy stap met 'n bewussyn van God, kan jy jou gedagtes vertrou, dat sy gedagtes jou is. Meer jy sal met hom stap, meer jy in sy wil stap, word jy vertrou dat jou gedagtes is nie jou eie. Godse gedagtes is jou. Jy sien, baie keer voel ons is nie bevoeg vir dit wat die Here doen. En al wat hy sê, al wat die Here sê, ek soek jou beskikbaarheid, want hy kwalifiseer jou volgens jou beskikbaarheid. Ek sê gekwalifiseer om hierdie goed te doen nie, ek het nie die papiere om dit te doen nie, dan kwalifiseer jou bereidwilligheid en beskikbaarheid. Jou waarde bepaling, niks met jou te doen nie, God het die waarde binne jou sit. Jy sien, jy het niks te doen met waarvoor jy jou geroep het nie. Hy besluit, en jy kan niet sê amen. En jy kan besluit, ek wil of ek nie wil, en eindelijk kan jy nie besluit nie. Moet jy, as die Here dit besluit, het is die recht. Vraag mense baie vir my, hoe kom jy daar uit? Wat moet ek doen? Dan sê hy, jy verhouding met hom. Soek sy aangesig. Waar jy loop, waar jy staan, wees beskikbaar. Wees ingestel op sy stem, gaan jy dit nooit mis nie. Jy sal nooit mis met Here vir jou. Is jy okay? Het ek iets gesê wat ek mag nie? Want so, ek gaan gelukkig terug Polokwane toe. Het is net, in die tydste wat ek hierdie ondervindings met die Here gehad het, ek het die enige kerk gekom. Nie hierdie goed verstaan. Elke ding wat my gebeur het, die Here vir my skrif gegeven. Kon ek terug aan skrif doen, elke breek het het vir die Here hou baie goed vir my toegehou in die skrif, totdat dit met my gebeur het. Want anders sal ek sê, dit het my gebeur omdat ek het gelees. Dit is hoe my kop werk. So het eerst wat dit my gebeur, dan maak hy die woord vir my. Dit is ook om ek vanavond dit kan getuig. Ek
ek weet, ons is in 'n jaar waar ons God gaan beleef soos nog nooit tevore nie. Ons is in 'n jaar waar ons, ek het altyd vir die Here gesê, Here, ek weet mense sê, hulle hande is vol goud en hulle is vol goud. Ek sê, Here, jy kan dit met my doen as jy wil, maar eers wil ek hier iets sê, mense te gee. Sê, jy ander goed wil doen, is fijn. Ek gaan nie dit soek nie, ek soek U. Dit is die belangrikste. Sê, jy ander goed doen, sê het 'n groter getuienis van jou beskikbaarheid. Amen, sê, kyk, sê, hoe raad met my, en ek in die moeilikheid kom oor die getuienis. Dankie Here. Ek gaan so oor 'n paar mense profiteer as julle vraag. Right. Daai vrou, wat so sit en skryf daar, staan vir my op. Ja, jy kyk van my. Wat is jou naam? Truis. Truis, ek beleef hierdie honger wat jy het na meer van die Here. En ek sien rarig, jy is soos 'n ma verbaai. Jy gaan soos 'n moeder hen wees, waar almal die so onder jou inklim en net meer wil weet. Want daar is 'n geloof wat in jou is, daar's gawes wat so deur jou gaan vloei. En ek sien, baie van hulle gaan so oud wees soos jy, maar jy gaan voel soos 'n moederfiguur wees, want jy gaan hulle leer. En ek ervaar rarig in hierdie seisoen, hoe die Here jou oprig geestelik in die gawes, op maniere wat jy gemaklik gaan voel vir eers. En dan gaan hy jou later vat op maniere wat jou bietjie stretch, wat jy so bietjie uit jou gemak so gaan uithaal. Maar ek ervaar rarig dat die Here het jou geroep in hierdie seisoen om rarig mense te beïnvloed en lewens te verander. Ek sien net so boldness in jou opstaan om na iemand te stap en te sê, dis wat die Here sê. En ek sien hy is besig met fine-tuning in jou oor. Hy stel so fyn in waar jy die stem van die Here gaan hoor. Ek sien jy staan so in die oggend op en jy weet nie, jy gestap is, jy wakker, maar jy het iets gesien. En dit gaan so duidelik wees, dit is soos ingrafeer binne in jou gedagte wêreld. Partykeer sal jy vooraf sien, voor jy die persoon ontmoet. En dis 'n nuwe dimensie waarin betree nie. Dink, hoe gaan dit daarby uitkom? Wees net, hy en jou, jy en hom, jy gaan hierdie goed beleef. Ek ervaar rarig, is 'n baie gedisciplineerde persoon, goed met vir jou net so werk, en ek sien hier al jou so bietjie uit jou boksie uit, en hy skit bietjie die maatjie so, want dit is vir jou reg, of hy is verkeerd, en hy kom hy so bietjie met 'n paar grys areas so tussenin, en hy kom en want hy bring mense in jou lewe, wat baie grys areas het, en ek sien hoe maklik begin jy hulle bedien, en ek ervaar rarig, want ek sien in jou huis, sit 'n klomp jong vrouens en hoe jy hulle net begin bedien, ek sien hoe was julle voete, en hoe jy begin om jy vrouens bedien, ek sien jy soos 'n voorskoot aan, ek sien so, toe Jesus die voete gewas het, en jy was in die voete, en ek sien so genesings kom, van innerlike genesing, van seker, ek sien hoe hy lees saam met die vrouens, en hoe bly is jy, as jy sien hoe staan hulle uit hierdie bindinge, wat hulle so vastgebind het, en ek wil rarig vir jou sê, daar's 'n honger in jou gees, om God te beleef, en dis 'n seisoen waar die Here sê, het op alle areas, het jy gevloei, en net so reggewerk, in die wêreld van Markplein, maar dis as vir die Here sê, hier's 'n area van my gees, waarin ek jou vat, soos nog nooit tevore. Ek sien uitnodigings wat kom en sê, kom praat by ons groep, en hier nooi iemand jou, kom praat by ons groep, en ek sien hoe bekleed die Here jou met 'n vars salwing, dat wanneer jy instap, sal jou geestesoog oop wees om goed te sien, en jy gaan net die Here beleef. Amen. Is jy bly? Amen, vir my naam. Wow, ek hou van jou. Wow. Ek hou rarig van jou gees. Jy het 'n ander gees in jou. Nee. Wat jy nou? Wat jy vrou? Is jou vrou? Jou eie vrou, okay? Kom maar staan. Is dit okay as ek vir julle profiteer? Albei van julle kan staan. Dit is net daarmee, dit is maklik vir mense, dat hulle net sien, waar ons, hoe die mense staan. So dit maak het net makkeliker. Die Here het met my gepraat voordat ek jou gesien het, hierso.
toe ek daar in die agterste kamer is, praat die Here met my oor jou. En ek ervaar, daar's 'n vlak waar jy beweeg, waar baie mense jou nie verstaan nie. Die goed wat ek sien, is vir jou normaal. En ek ervaar regtig hoe die Here goed aan jou gaan openbaar, want baie keer, dit is so ingewikkeld, dat hoe jy dit oorgaan, jy moet vereenvoudig. Want jy het 'n dimensie van die Gees, wat jy verstaan, wat baie min mense verstaan. En ek ervaar dat jy wil eintlik weghardloop van baie geestelike goed. Dat jy gedink het, het is beter by die huis as op 'n ander plek. En ek ervaar regtig hoe die Here kom, en ek sien hoe jy besig om soos 'n syllabus te skryf oor die supernatural, en ek sien hoe skryf jy oor die sienersprofeet. Die wêreld het kom steel van sieners. So, 'n siener is wat in die geestesdimensie so direk sien, en hulle profeteer. Die ander sê die profeet, ek weet het nie verlede, maar ek noem het nou vir hulle, ek noem het nie vir hulle. Maar ek ervaar, begin jy 'n boek skryf, oor die goed wat die Here vir jou gaan openbaar van die eindtyd. En ek sien selfs in die nag, sal jy wakker word, en sal jy nie weet, hier gebeur iets met die man. Partykeer sal jy so salwing beleef in die kamer, van die teenwoordigheid van die Here, dat jy gaan weet, jy gaan wakker word van die teenwoordigheid van die Here wat op hierdie man is. En ek sê nie, jy gaan net dit met hom doen nie, maar ek praat met hom nou met jou, maar ek ervaar hoe jy wakker word, en uit die wakker begin jy hierdie goed skryf. En as niks wat jou so frustreer, soos valse. En ek sien hoe hy leef vir die Here oor 'n klomp vals goed. Ek sien hoe hy leef vir die Here, en hy sê vir die Here, dit voel vir my, ek moet net my goed vat en gaan. Die hele tyd wat ek aan jou dink, hoor ek in my gees Rusland, en ek weet nie wat dit presies is nie, maar ek ervaar net Rusland, en ek sien opleiding, ek sien hoe skryf jy opleidingsgoed, en ek sien groepe, wat jy vat om hulle profeties te leer, en jy word uitnodigings, jy het nie van my vergeet, ons ander ouens, wat baie rond beweeg en rondgaan, het nie van my vergeet, en ek hoor sê die Here, ek het die beste gehou vir laaste. Ek ervaar dat baie dae gaan jy voel, dat daar was soveel krag van God in jou, dat jy nie eens in die tyd kan kry. Ek het nog nie oor iemand se goed geprofeteer. Maar ek ervaar rarig nie, hoe wanneer jy in die tyd kom, gaan jy 'n belewenis hê, van areas wat die Here vir jou goed wys het, en goed wat aangaan. Voor iemand jou nooi, gaan jy klaar weet hulle. Voor jy instap, het jy klaar mense se gesigte so gesien, waar die Here vir jou openbaar, hoe lyk hulle, en presies wat hulle sê. En jy gaan nie wonder nie, ek sê altyd, Here kan nie vir my al die goed wys voor die tyd, maar maak nie vir my alles doen. Maar ek sien hoe, as jy kom, dan ek hierdie oud ek daar gesien, dis wat die Here sê. En hy gaan vir jou klomp wys, en dis nie asof jy het bietjie vergeet wat die Here gesê nie. Heilige Gees herinner jou, elke ding. En ek sien daar is 'n aktivering binne jou, wanneer jy vir mense begin profeteer, is daar 'n aktivering, dat die persoon word geblons, soos 'n vliegtuig wat opstyg, in hulle doel uit. Maar ek sien, hoe jy skryf, en uit hierdie materiaal, begin dit, selfs van hierdie materiaal, word oorsee gebruik, jy gaan begin om hierdie goed te leer, en hulle wil jou materiaal gebruik, en ek sien, hoe begin jy skryf. Ek baie werk, ek sien jy toe skryf, op die computer. Ek sien net hoe jy besig is met hierdie goed. En terwyl jy hierdie goed doen, kom vers openbarings vir die Here vir jou gee. Ek sien ook 'n finansiële ding wat vir jou deurkom, dat mense gaan net in jou lewe belê. Ek sien nie net ons geld nie, ek sien geld wat van plekke kom, en jou baie losmaak om te beweeg wat die Here jou wil hê. Dit is 'n nuwe seisoen, dis raar, ek sien die autoriteit wat jy, terwyl ek jou kyk, sien ek soos jy roep die reën in die hemelskyf oop. Maar God sê dit kom met verantwoordelikheid. Met groot verantwoordelikheid. Ek hoor hoe sê die Here, kan ek jou vertrou om hierdie verantwoordelikheid te vat. Ek baie vertrou, dat ek misluk langs die pad. En ek hoor hoe sê die Here, ek het jou geroep vir hierdie tyd, kan ek jou vertrou. Dat is baie meer van rondom dit, en ek sien rarig hoe die Here kom, en dis soos 'n sluier wat hy net wegtrek. Jy het vir die Here gesê, maak alles goed, wil ek nie meer sien, ek wil nie meer hoor nie, ek wil niks meer weet nie, dis vir my beter, en ek sien net die Here maak die geesteswêreld in baie, en dis nie spore aan.
Dis nie spotterige goed nie. Dis 'n dimensie van sy gees wat die Here, en ek sien die woord geskryf van een van die God's generals wat nou oprig. Ek sien hoe sê die Here, bly binne in my, jy gaan verstaan wees. Ek jou nie vergelyk nie, dit was nie vergelykbaar met enige iemand anders. Die Here het jou vir hierdie tyd uitgekies vir nou vir dit. Ek ervaar regtig nie hoe jy hom ondersteun, ek sien hoe jy hom aanmoedig om te glo in dit wat die Here vir ons sê. Ek sien partykeer goed gaan nou, partykeer gesê ek kan nie hierdie goed deel nie, en hoe jy saam met hom net vloei in hierdie goed, jy is vir hom 'n kruk, jy is vir hom 'n beskerming. Daar is 'n skrif wat sê, die vrou sal die man beskerm, ek sien maak jy sy rug toe, vir hierdie groot salwing op sy lewe. En ek sien dat partykeer, dat jy sommer, dat wanneer hy kom, dan sê vir hom, wat sal ondervinding met jy gehad, dat jy hom nie gesien nie, so sensitief gaan jy vir sy gees wees, wat jy gaan optel in die gees saam met hom. En ek beleef regtig net hoe die Here julle saam gebruik, jy as wat sy rug toemaak, en dit is net 'n nuwe seisoen, en ek gaan so aanvraag vir jou wees, dat daar nie tyd gaan wees om ander goed te doen nie, maar ek hoor die Here sê, sy nou nie verleer ons finansiëel, om te kan doen in hierdie seisoen wat jy moet doen. Right, lief die Here. Ek sien mense gaan net vir jou wil gee, nog 'n huis, en nog 'n kar, en jy sê stop, want dit is nie my passie nie, my passie is goed so werk. Ek voel net in die gees, ek het daar jou hart so toegemaak, en ek sien hoe die skryf is. Amen. Loof die Here na my siel. Here, ek sê dit vandag goed van hom wil hê. Ek sê jaloers. Het is ook gewoon om my boek te sê. Ja, en ek met julle toe praat. Ja, met jou praat, is jy haar man? Ek sien net so 'n standvastigheid binne in julle, en 'n omgee vir mense. En ek sien net hoe die Here, dis amper asof julle is in hierdie gemeente. Ek sien net soos steenpilare wat hier is. Dis net amper asof julle net so balans bring. Julle balanseer die plek uit. En ek sien hierdie honger in jou gees, en ek sien hoe die Here met jou praat. En partykeer huil jy oor mense, huil oor hulle bly is, en partykeer huil jy oor hulle seer. Ek sien net hierdie sensitiewe hart. Ek sien julle met julle ouderdomsmense werk, en ek sien selfs jonger mense, wat net so by julle kom sit, en hulle harte kan oopmaak, en net met julle hulle harte kan deel, en hierdie onsaglike wysheid wat julle het, om wysheid te bring in elke area, selfs in besigheid, om inspraak in hulle lewens te hê. En ek ervaar regtig net hoe die Here julle toevou in sy plan. Sy plan het vir julle nie geëindig nie, dit het begin. Die dag, as julle uittree, toe tree julle in God se groot droom vir julle. En dit is nie net koppies was en die koppies reg sit en so nie. Dit is 'n dimensie van wysheid. Ek sien net hoe die Here jou so profeties partykeer met die giftiek gaan gebruik, net so in iemand se lewe sê, ek het oor jou gedink, en ek het net ervaar, ek het seer gekry. En ek sien die Here sê, hy maak jou heel. Hy maak jou heel, en dit sal weer reg verloop, en jy gaan opstaan in sy vooruit. Goed wat jy is, het jou net sterker gemaak. Staan jy net op het uit, want God gaan jou gebruik. Die pad wat jy geloop het, is die pad waarop jy ander mense gaan bedien. Dit word jou bediening. Ek sien nie hoe jy begin vloei in die gees. En jy tel mense seer net so op, en jy tel mense se harte so op. Jy sal partykeer so sit, en dan dink jy aan iemand, en ek moet hom nou bel. As jy hom bel, dan weet jy daar is 'n krisis. Moenie twyfel dat die Here jou gebruik. Amen. Amen. Wat is jou naam? Rian. Sy het daar gestaan. Rian, wil jy opstaan? Wil jy? Ek wil met jou praat, dit is niet makkelijk om so te praat. Ek ervaar haar nie. Het is net so, asof die Here jou net so toevou en sê, jy is my seun. Jy is my seun. Partykeer voel jy, hier waar is ek rarig werd is, waar pas ek in hierdie prentjie? En ek sien net hoe die Here kom, hy is so op jou.
jy sal staan voor in die kerk en ek sien hoe sien jy iemand en jy weet moet vir daai persoon gaan bid. En dis, as jy daai persoon so om sy lyf vat, dan begin hy net huil, want jy het 'n pad in jou lewe geloop, wat nie altyd die gemaklikste pad is nie. Maar in dit kan jy ouens net so op in die gees, waar jy kan net, en ek sien net 'n vrymoedigheid wat die Here by jou losmaak. Wanneer jy na iemand kyk, dat jy 'n woord vir, is 'n woord van kennis. Jy weet daai persoon het in daai week so seer gekry. En jy begin mense net so bedien. Ek sien die jong generasie wat net so om jou wil wees, want daar's so profetiese salwing om jou. En ek sien hoe die Here saam met jou stap en ek sien hy sê, weet jy is my seun. God het 'n plan. En ek sien dis nuwe hoogtes waarna jy jou vat. En ek sien hoe vat hy jou in die hand en hy vat jou op 'n plek waar jy nooit gedink het jy sal jou voete sit. Ek sien dat jy kom op plek en jy dink, hoe in die lewe het ek hier gekom? Maar God gee vir jou guns op elke plek waar jou voet sit. Mense sal jou guns soek, omdat God se guns op jou is. Hoor jy wat ek vir jou sê? Wat jy verhaal met die pa? En ek sien net hoe sê die Here, ek wil vir jou pa wees. Verstaan jy nou? Ek sien net hoe die Here sê, ek wil jou pa wees. Ek sien hoe bring hy genesing in jou hart. Ek sien net die genesing in jou hart. God sê, vra vir my wat ek wil vir jou gee. Want jy weet, jy moet werk van jou, jy moet insit. En ek hoor hoe sê die Here, jy moet 'n bietjie vra, want hy wil vir jou gee, dit wat jy nodig het. Want hy wil jou wys wat sy Vader hart. En ek ervaar reg net, kom hy, en hy wil jou seën met baie meer as wat jy kan. Amen. Seën jou. Waar is die vrou wat so mooi vir my persent gegee? Waar is sy? Wacht. Ek sien hoe jy skilder, maar ek sien absoluut profeties. Ek sien profetiese goed. En wanneer jy vir iemand hierdie geskenk gee van hierdie profetiese ding, is dit 'n profetiese deklarasie wat jy na 'n persoon se lewe. Ek sien net, jy dink aan 'n geskenk vir iemand en jy begin teken, en Heilige Gees lei jou, en jy is verstom oor die goed wat jy skilder, jy sê, wow, ek het nie gedink aan hierdie, en wanneer jy dit vir die persoon gee, dan is daar 'n teenwoordigheid van God se Gees binne in hy huis. Ek sien net hoe die Here jou 'n nuwe openbarings gee, ek sien 'n nuwe tegniek wat die Here jou gee, jy gaan verstom wees, wat uit daai hande uitkom. Amen. Ek sien 'n profeet, ek sien dat jy gaan baie keer net so bord vat, en terwyl jy worship team is, begin jy verf, en jy begin absoluut die profetiese deklarasie. Kijk, bring jou verf kos saam. As jy dan net so skilder, dan wat in jou gees sien, dan sal jy sien, ek sien party van hulle is die teenwoordigheid van die Here, wat in 'n flitse oomblik, en hoe skilder jy dit? Jy gaan sien, verby sien. Verby sien. Jy gaan hoor, verby hoor. Jy gaan in die gees begin beweeg wanneer jy hierdie goed. Kry jou bord terug. Hoor jy? Jy gaan verstom wees wat jy daai laste van hom. Loof die Here. Loof die Here. Dank Jesus. Jy sien die man hier so. Tussen julle twee. Ja. Wat staan? Dis langs jou. Ja, jy het gesien, ja. Ek het geleer so. Sy kan staan. Wat doen jy? Is jy in eie besigheid? Ek sien net hierdie besigheid en ek sien dit word net groter en ek sien regtig net hoe jy jou beplanning moet regkry. Help jou. So bietjie. Jy gaan nou bietjie baie help. Want ek sien net, goed word groter en groter. Ek sien regtig guns. Ek sien hoe mense in jou glo en ek sien hoe hulle aanvraag na jou toe kom, sodat jy op 'n plek kom, is daar mense wat saam met jou werk? Wat vir jou werk? Ek sien net, hoe kom iemand in, nie in vennootskap nie, maar wat saam met jou werk, want het word net te groot. En ek ervaar regtig dat die Here gee vir jou bonatuurlike wysheid en salwing om hierdie opleiding te doen. Jy gaan verstom wees hoe die Here jou gaan gebruik en binne in dit hoe die Here vir jou 'n nuwe strategie gee
in nuwe en waar bly jy? Wat 'n area bly? Ok. Jy jou eie huis? Jou eie dom? Is daar nog? Ek sien ons nog een dom wat kom. En ek sien dit lyk vir my meer soos 'n opleidingsentrum ietsie. En ek ervaar rarig net die Here gaan dit doen. Ek dink hoe in die lewe. En ek sien rarig net hoe die Here vir jou deurkom. Dis 'n nuwe seisoen. Ek ervaar rarig net hoe jy sy grootste ondersteuner is. As hy die dag omwip, dan verstaan jy. Maar ek wil net nou. Maar ek ervaar rarig net, niemand verstaan hom soos jy. En dis kom die Here julle twee saam gesit het. En ek spot sommer. Ek ervaar rarig net dat vir hom is 'n ding reg, dit is verkeerd. En jy is die een wat net paai en sê, ok, gee net nog 'n kans. Jy's 'n genade, jy wil net genade uit. Want baie keer moet hy sy voet neersit. Maar ek sien hoe die Here vir baie wysheid gee om al hierdie goed saam met hom te doen en hoe die intrek in die nuwe seisoen, hoe jy net saam met hom stap. Ek sien regtig the banner of his love. Ek sien net julle respek vir mekaar. Ek sien dis asof julle saamloop. Dit is moeilik om saam te werk en saam te bly. Maar ek ervaar regtig nie hoe dat die liefde julle vasbind om in God se plan te stap. Amen. Het jy 'n bakkie? Ek sien 'n bakkie. Kyk, ek sien net hierdie bakkie en dit gaan op 'n maklike manier kom. Ek gaan nie stoei by my. Moes jy hom verkoop? Wil wou jy hom verkoop? Ok, ek sien op hierdie stadium die Here gaan, dit gaan iets aan jou toe kom wat dit vir jou gemakkelijk maak. Jy gaan jou nie self bind en goed wat moeilik word. Kijk. Is daar man uit julle motorfietsryers? Is dit? Julle al twee? Hy lyk as by wonder. Is dit? Kan jy opstaan? Sê nou van klim op jou motorfiets op 'n keer en niks. Ek sien rarig die hart van die Here binne jou. Ek sien jou passie vir mense, jou passie vir verlore gaande wêreld. Ek sien jy het 'n gemaklike manier om met mense te deel, met die manne, om hulle harte. Ek kry net manne en vroue ook. Ek sien rarig jou passie is dat hulle wees en glo in hulle self. Daar's 'n paar wat sê ek is klaar met kerk, ek is klaar met, en ek sien hoe jou karakter en hoe jy net hulle nader trek. Jy 'n rolmodel is vir baie meer as wat jy dink. Ek sien 'n groot groep en ek sien hoe jy met hierdie ouens op 'n vuur sit en hoe jy met hierdie ouens begin deel oor hulle harte en hoe jy die woord hulle toelaat en hulle wil nie ouens toelaat na hulle. Ek sien hoe hierdie groep begin opstaan en sê, ok, ons maak ons harte reg en ons wil weier gaan. En daai rowwe ouens, ek sien nie te bring ouens in tot bekering, en hoe hulle groter groep word, en groter groep, wat opstaan vir die Here. Ek ervaar regtig, dit is 'n amazing salwing wat op jou lewe is. Jou passie, jou hart is vir hulle wat seer gekry het, hulle wat teleurgesteld is. Baie van die ouens het 'n verhouding met 'n familie nie, en hoe jy familie vir hulle is. Ek ervaar regtig net hoe die Here sê, moenie twyfel nie, en moenie wind die raak op jou motorfiets. Hy wou my mos skreep trek as jy skuits opstaan. Maar ek ervaar regtig nie, kyk na jouself, dis God se plan. En mens raak al gemakkeliker, veral as jy bietjie laat is, jy weet nie maak so. So ek ervaar regtig nie dat die Here sê, kyk na jouself, want God het jou nodig vir wat jy doen. Wat se werk doen jy? Vaderplaas. Hoe lang het jy bezig? Ek sien net, dit is precies wat die Here jou het. Ek sien sy seën en sy salwing op dit. Ek sien jou manier van ouens wat saam met jou werk, die respek wat jy afdoen, en jy wil hulle allemaal ophelp, hulle allemaal bevoordeel. As jy kon, sal jy al jou geld ook nog vir allemaal gee, want jy is 'n gewer. En ek sien hoe die Here jou seën om te kan bless.
bes, want jy wil nog beter vir hulle doen. Jy voel die hele tyd, jy wil nog meer vir hulle doen. En die Here gaan jou die vermoë staan met te kan doen. Jy het 'n amazing hart, buiten dat die krepel opstaan. Wat nie die waarheid is, maar ek ervaar regtig nie, dat jou hart is op die regte plek, om jong seuns, wat ook daar is, dis die seuns wat onder jou vleuels is, wat die Here gaan langs jou sit. Amen. Waar jy iewers jou getrek het, laat nie daar jy is. Just stil, moet nergens gaan. Moet nie onder die salwe bly beweeg. Amen. Kom, telefoon. Die vrou wat hier sit, is dit jou man daar? Kan hulle gaan opstaan? Ek sien net jou liefde vir die Here. Sien wanneer jy worship. Jy kan so maklik instaan in sy teenwoordigheid, met worship. En ek sien rarig hoe jy voor die Here staan en ek beleef van 'n eerlikheid. Jy is baie so eerlik, jy kom in die moeilikheid. So, jy is so eerlik voor die Here. En dis jou motto, ek wil die pad regloop, ek wil in God se plan staan. Ek sien net 'n erkenning wat na jou toe kom, van mense wat jou vertrou met hulle geheime. Ek sien, kan maklik hulle hart teenoor jou kom oopmaak. En jy is regtig iemand wat mense vertroos, wat daar is om 'n hart heel te kry. En ek sien baie keer is dit net daai gawe van wysheid wat so komt. Jy sê net iets en dan, wow, dis die oplossing. En dis die gawe waarin jy so sterk kan vloei, waar mense in 'n situasie is en jy sê net iets en jy is die oplossing vir dit. En jy weet dit, kom nie uit jouself nie. Dis die gees van God. En baie keer kan jy dit so op 'n droë manier sê. Jy weet, so 'n droë manier, en dan dink almal, wat het jy nou gesê? En wow, dis so 'n openbaring wat die Here gee, maar dis vir so maklik. Want ek sien regtig jy's 'n steunpilaar. Mense kan op jou steun en jy's daar om almal te ondersteun. Ek sien net hierdie moeder Hen, sy wil vir kinders en julle. Waar is dit? Okay. Wow, jy het eintlik 'n man, jong. Wat sê jy? Ek ervaar regtig net dat jy het so hard, dat jy kan nie nog mense in jou hart invat. En ek sien selfs jong manne in besigheid om sit met jou en praat, en hoe daai wysheid net so deur jou vloei. En jy het 'n vergewensgesinde hart wat amazing is. Ek sien hoe jy so saam met hom staan, en ek sien julle huis is 'n huis van vrede. Ek sien dat daar is net so rustigheid in die huis. En jy is regtig 'n moeder, en as jy reg en nee, is my dogter reg, en sy het heeltyd te kei, en sy word opgepas, maar ek sien dat dogters sal by jou veilig voel. Dogters wat nie joune is, die voel by jou veilig. En ek ervaar regtig net hoe ek sien hoe bid jy. Ek sien hoe bid jy vir elkeen, en jy tree vir elkeen in. En jy het 'n geloof dat as ek gebid het sal die Here hoor. Ek sien hoe jy voor die Here kom, en ek sien hoe jy getrou is in jou Bybelstudie. Ek sien hoe sit jy en dis vir jou prioriteit 1. En ek sien hoe jy met die Here hoor. Ek praat baie duidelik met jou uit die skrif. So, luister as die Here met jou praat, en hierdie skrif is net asof dis jou verhouding is met die Bybel, met Christus wat die woord is. Okay? I mean, dit is amazing. Eindelijk het ek julle net vertel hoe ouliks nie. So, kan ek met jou praat? Mag ek met jou praat? Ja, ek kan. Wat is jou naam? Henry. Jy is in hierdie gemeente. So, Henry, niks staan vir jou hande verkeerd. Jy weet van werk, jy weet van jare het jy gewerk, jy niks het vir jou verkeerd gestaan, nie 'n skroefie of enig iets, jy kan op elke gebied kan jy goed gedoen het. Dit wat jy nie geweet het, jy gaan uitvind. En ek ervaar regtig net
Ek sien net 'n nuwe belewenis ook van die Here. Ek sien daar waar jy loop, waar jy staan, dan dink jy oor die Here. Ek sien hoe jy besig om met hom te praat. Dis waar jy ontmoet. Dis waar jy ontmoet op die plek waar jy is. Hulle moet jou nou kamer toemaak, want jy wil rondkyk. Jy sal die Here beleef in die natuur, dit maak vir jou sin. En ek ervaar, dis waar die Here met jou praat. Dis elke blom en elke boom en elke goed, dit maak vir jou sin. En dis 'n realiteit vir jou van wie die Here is. Ek sien net hoe sit die Here sy hand op jou skouder. Ek sien hoe stap hy saam met jou. En hy sê, ek vergeet nie van jou gebede nie. Daar's gebede wat jy bid vir sekere situasies. En ek hoor hoe sê die Here, jy sal dit sien en vervulling kom. Jy sal sien dat jou verwagting sal die Here nie teleurstel. OK? Het jy afgetree jou werk en nog? Ek sien regtig net hoe die Here sê, daar's soveel energie in jou en daar's soveel krag nog in jou. As jy nou met aftree en gaan sit, gaan almal moeilikheid kry, want jy gaan by almal interfereer. So asseblief, hou net besig. Was jy vrou? Nee. Ek sien net hoe almal altyd vir jou iets wil aandra en almal wil vir jou gee. En ek hoor hoe sê die Here sal nie alleen oud word. Want hy gaan eet die bure se koekies en drink hulle koffie en tee op. En my vrou kry wat dieselfde. En wat? Katrina of Katrina, ek sien hoe jy kan bid. Wow, en jy raas as jy bid. Jy is besig in die gees. Ek sien as jy gebed vat, dan vat jy hom dwars deur, nie halfpad nie. En dis wie die Here jou gemaak het, en jy het soveel resultate in jou lewe gesien, hoe jou gebede beantwoord het. En ek sien die vyand wou by jou gesondheid steel. En ek ervaar hoe die Here sê, hy maak jou liggaam nuut. En ek sien daar's in familiekringe bietjie net so bietjie obstakels en goed en dit vat in jou hart. En ek sien daar's teenstrydigheid en daar's allerlei goed en ek sien hoe die Here sê gaan alles regtrek. Jou gebed hoor. Ek hoor hy sê ek het jou trane gesien. Terwyl jy in hierdie goed is, dan bid jy vir ander mense. Jy is so onselfsugtig. Jou hart is vir mense. Ek sien hoe jy bid. En ek wil vir jou sê, jy sal ontmoetings met die Here wat jy verstaan. En jy weet van ontmoetings. Jy weet. Ek sien hoe stuur die Here jou na iemand se huis toe. Kom jy daar nie. Die Here vat jou na mense wat siek is en begin jy vir hulle bid en word hulle gesond. Moenie twyfel dat die genesende krag op jou hande is. Ek hoor hoe sê die Here, moenie verder bekommerd wees oor die familie nie. Die Here is besig om te werk. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek sien jy met jou sente so omdraai. En ek sien jy kom die Here finansiëel vir jou Here, vir jou sorg. Ok? Maak het sin? Is jy? Ek hou van jou baadjies en mooi klere. Jy kan opstaan. Hoe oud jy? 23. Studeer jy? Het jy gestudeer? Ek ervaar reg net in die plek, werksplek, gaan daar 'n geleentheid wees om nog iets verder te studeer, maar jy gaan dit verskriklik geniet. Dit gaan net spontaan wees en jy gaan omdat jy daar werk, gaan dit deel wees en dit gaan alles vir jou makliker maak, want dit vat jou net op 'n hoër vlak verder, dit gaan vir jou fenomenale deure oopmaak. Ek sien jy so 'n bietjie skugter vir hierdie ding en jy betree hierdie area en dit kan ek dit doen, gaan vir dit en ek ervaar nie, hulle gaan die potensiaal in jou raak sien en hulle gaan jou vertrou en hulle gaan sê, ons wil jy met bietjie in hierdie rigting meer kyk en jy gaan verstom wees hoe goed vir jou deur gaan kom. Moenie twyfel dat jy hierdie vermoë om dit te kan doen. Okay? Ek sien hier al soms 'n vrees van jou af en jy voel, het ek die potensiaal om dit te kan doen, het ek die vermoë, ek sien die Here sê sy vermoë is jou, jy gaan dit kan doen. Maar wat, het jy vriend in jou lewe? Moenie hoor.
Los hulle eers. En betekent vir jy alleen. Betekent vir jy alleen. Maar dis okay vir my. So rang. Want die Here hou die beste vir jou is. Hy het die beste plan vir jou. Jy is nog jong. Jy is nog jong. Nie laat iemand nou vir jou plan nie. Maar al wat ek ervaar is regtig nou sê maar amen. Maar al wat ek ervaar regtig is die Here gaan op die regte tyd die regte doen. Hy weet jou hinkering, want jy is 'n verhoudingsmens. Ek sien baie keer so 'n bietjie skaam. Jy is baie tyd teruggetrek aan van wat die situasie jy jou bevind. En ek sien net 'n boldness wat in jou opstaan en jy besef dat jy die potensiaal om te doen. Ek sien, daar was 'n teleurstelling en daar was seer en ek sien Here jou net uit die tyd kom haal. En hy gaan vir jou bederf, dis asof net elke plek, net waar jy kom, gaan jy sien mense wat met jou net kuier. Ek sien van die jeug wat deel van jou lewe wil wees. Kan? Sê waarom? Jy wil nie oorselig nie. Ja. Ek sien as geleentheid wat jy uitkom en nie dit van. Dit klink belovend en dit klink al hierdie goed wat na jou kant kom. Dit is nie vir jou. Hou jou hart net in. Daar mense wat heel achter, want anders denk ek vergeet van. Vind jy man? Ja. Jy is groot, nee. Ek sal beloof, ek sal mooi praat. Ek sien net hoe hy jou so beskerm. Betekent dan hy vir die kleinste goedjies en dan is hier jou hart nie daar om jou te net verkeer nie, want die so sagte mens, jy weet en jy trek goed jou verskriklik aan, jy kan, jy is amper oorsensitief en dan wanneer jy so oorsensitief is, dan mag jy evil en dan is hy die een wat net aan kan tussen by jou bring en sê, moet nie oor my waar nie, ek sien net raar hoe die Here julle eintlik op 'n baie spesiale manier in mekaar bring. Ek ervaar regtig net 'n baie stabiele persoon. Ek sien baie stabiliteit wat jy ook in haar lewe bring en ek sien nie is onstabiel nie. Dis nie julle balanseer mekaar uit julle die eintlike woord wat ek het, julle komplementeer mekaar. Die een plek waar jy ons bystaan en die ander plek staan hy jou weer by. Ek sien dit 'n amazing twee mense wat die Here so gaan gebruik. Ek sien jy kan maklik met mense praat. Jy het nie 'n rustigheid wat jy bring. Jy staan in 'n plek en ouens lawaai en hulle praat braai, maar jy dan nie so gemaklikheid en so rustigheid. En dis wie jy is. Dit jy gee 'n atmosfeer af van iets jy besig is. Nee, klas. Ek sien nie, ek ervaar regtig net dat die Here jou bevoeg verklaar vir wat jy doen. Ek sien is sterkte binne jou en ek sien dit wysheid wat jy oorbring, maar wat ek wel sien is dat die Here wil nie jy moet nou bewegings maak of veranderinge maak van waar jy is nie. Dis as my net wil jy moet bly waar jy is. Ek weet baie keer dan voel ek moet 'n verandering maak en jy dink oor en oor sien jy weer kans, maar ek voel daar moet geen verandering maak van waar jy nou is. Ek voel dit is die plan van die Here vir nou waar jy is. Bly net in sy plan. Ek sien baie sterk profetiese salwe in jou lewe. Ek sien regtig die gawe wat jy stap in 'n plek en jy tel goed op. Jy het 'n onderskeiding gees en jy tel goed net so uit. En dis om jy goed so na in jou trek en jy moet leer om net jou hart te bewaar. En nie wat jy optel, twyfel dat die Here goed vir jou openbaar. Baie profeties. Ek sien drome wat so akkuraat is. Skryf jou drome neer, want die Here praat met jou. Hier sal baie keer drome gee van waarskuwing en baie drome van profetiese lyne en ek gee ag op jou drome. Mense hier so kyk en ek wil hier help. Jesus. Dit is amazing. Julle bring 'n standaard van vrede. Julle hou nie van goed wat mense wat opgewerk is of nie. Julle wil net vuur doodslaan. Julle net om vrede bring in 'n plek. En dis hoe die Here julle kom maak het om vrede in ander mense se lewe te bring. Waar bly jou ouers? Ja, maar wat jy gebly, wat jy gebly te word?
Het jy die groot? Hulle is verseker nie. En julle wat bly, julle ook in die gedeelte. Ek die hele op my vraag, ek sien, julle is gewortel in hierdie plek. Want dit kom van die ouers af. Julle is gewortel in hierdie plek. Gaan nergens. Waar jy versien gaan? Julle terugkom. Van waar? En? Ja, ek voel hier net julle gewortel in die plek, net die plek. Dis die Here se plan. Dankie Jesus. Wie is hierdie tannie met die mooi rooi baard? Jy kan staan. Jy dink so ver. Luister jy. Ek sien rarig 'n baie georganiseerde mens. Ek sien, vir jou is dit elke dag is vir jou genade. Jy besef dat die Here is vir jou goed. Jy neem niks as vanselfsprekend aan nie. Vir jou is die Here jou eerste prioriteit. Ek sien regtig jou hart is vasgemaak in die Here. En ek sien jy is altyd daar as iemand jou nodig het. 'n Telefoon oproep, en dan bemoedig jy mense. En ek sien regtig die Here jou gebruik om mense te besoek en selfs in hospitale, of in plekke, om hulle te gaan bemoedig. En ek sien hoe jy net jou teenwoordigheid, nou jy hoef nie eers iets te doen nie, bring vir hulle 'n vrede binne hulle, bring soms so genesing in hulle harte. En ek dwing jou nie om te gaan nie, ek sien net ek bevind jou dat jy daar. En ek ervaar reg net hoe jy soveel mense gaan bemoedig om weer hoop te skep. Ek sien jy het 'n vermoë om ouens te sê, skep hoop, moenie moedeloos raak nie. Ek weet nie in wat se area bly nie. Ek sien regtig net mense wat om jou is en hulle hou daarvan om by jou te kom kuier en jy het 'n manier om hulle tuis te laat voel en dan begin jy die woord nie weer. Hulle kan maak met jou wat hulle wil, dan kom altyd die Here se naam uit by jou mond en jy is besig om iemand te bemoedig en party mense, ek sien hoe vat jy laat te begin bid. Dis die klein goedjies wat die groot Here oopmaak in jou gees. Die Here, ek sien hoe die Here sê, ek gaan groter doen. Ek sien wanneer iemand daar sit, gaan die Here vir jou wys wat het in 'n kinderlewe gebeur, van waar die seer vandaan kom. Bid jy eenvoudig gebed. Ek sien nie jy spring rond en dryf duiwels uit nie. Jy bid en dan word hulle gesond. Innerlike genesing. Hou aan van. It's amazing. Ek sien ons bekommernis in jou hart oor iemand en ek voel dat die Here sê hy stap saam met jou in hierdie ding. Sal dit nie los. Ek sal nie hierdie persoon los. Okay. Amen. Daai man daar agter. So staan bietjie op hierdie man wat so mooi sing. Wat jy nou weer? Philip, ek sien hoe vat jy die woord en dan breek jy woord oop. Ek doen dit in die rasie in die gees. Ek spreek dit in die geestesdimensie en ek sien hoe die Here kom en hy bring jou op 'n nuwe vlak waar jy geestelik beweeg. Ek sien wanneer ek sien hoe jy sing en hoe vloei jy in die gees. En ek ervaar regtig net hoe jy nuwe liedjies begin skryf en van daai liedjies word bekend. Ek sien nie dis 'n geestesdimensie. Ek sien jy het regtig ook soos 'n pastors hart vir mense. Dis asof jy is caring oor mense. Jy het 'n hart vir die kerk. Jou vervultheid is om jy tussen broers en susters te wees. Nie daar buite. Jy's nie gemaak om net jou bedieningkie te vat en daar alleen in 'n hoekie te sit. Ek sien jou passie is om tussen mense te wees. En ek ervaar regtig hoe die Here jou op ander plekke gaan gebruik en ouens gaan jou nooi om daar te kom bedien. Maar ek sien 'n woordbediening, hoe die preek en ek sien vars preek en jy gaan verstom wees as jy begin met te preek, hoe die Here die woord vir jou oopbreek. Ek ervaar regtig, ek sien ook jou vrou, ek sien hierdie liedjies wat sy skryf. Ek is nie seker, sy dit by die klavier speel, ek sien net hoe skryf sy hierdie goed en sy is nie iemand wat op die voorgrond is nie. Sy is fyn net daar en sy is tevrede waar sy is. Lang sy net, as sy so na jou kyk, dan mamma sy bewonder vir jou. En ek ervaar regtig nie daai eenheid by julle. Ek sien net hoe
saam stap, en hoe julle in mekaar glo, en hoe julle net mekaar aanmoedig. Jy glo in wie sy is, en jy glo in haar stem, en ek ervaar regtig net dat die Here julle geroep het vir bediening. Daar's oor julle uitgeroep, op 'n stadium, gaan die Here soveel finansies losmaak vir voltydsbediening. En ek ervaar regtig net, dis 'n tyd van voorbereiding van die Here. Ek sien 'n nuwe dimensie van die Gees, wanneer jy staan begin goed, die Here vir jou goed oopmaak oor mense. Ek sien selfs hoe sing jy profeties oor mense. En moenie terughou nie, want mense te verwagting, en dan begin jy, wanneer jy eers die eerste woord, dan vloei die profetiese woord net so uit die mond wat is. Ek sien regtig net hoe die Here, ek sien klanke, jy hoor klank, wat jy so wakker word, begin jy hierdie klanke neerskryf, en jy begin nuwe liedjies skryf, wat so bekend gaan word, en dis nie almal op een nie, dis een, en dan so weer 'n ruk, dan skryf jy weer een, en ek ervaar regtig net so mooi salwing vir hierdie tyd. Die Here het jou regtig gemaak vir hierdie tyd, om amper sy blinde oë oop te maak, dis om mense te kan sien wie hulle werklik is, en dis die profetiese woord wat jy oor hulle sin begin hulle in hulle self glo. Amazing. Ek ervaar respek wat jy vir hierdie man het. Ek sien die respek, en ek sien jy soos asof jy so langsom loop, maar jy maak ook sy rug so toe. Ek sien net, amazing, respek wat jy, as jy oor hom dink, het jy net respek vir hom. It's amazing persoon wat jy sal ken. Amen. Kan ek oor julle profeteer? Amen. Ek wil net vir jou sê, dis 'n tyd wat jy baie keer voel, jy is so besig met kinders, en jy is so besig met al hierdie goed, en dis jou seisoen vir dit, maar die skuldig vir jou. Dis wat dit nou is, en dis wat die Here jou het, en jy kan met die grootste vrymoedigheid sê, my kinders is ook nou prioriteit. Maar ek ervaar so tussen die kinders deur, praat die Here met jou. En dan sal jy goed met hom deel en sê, wow, jy sal aan iemand dink, en dan stap die persoon daarin, ek sien er kom iemand in by jou en huil, en jy bid, en dat is niet so geneesing, jy bring net so vrede binne hulle harte. So, buiten die kinders wat jy goed maak, en waar jy besig is, en dit is deel van die gemeente, moet nooit skuldig voel, want jou tyd gaan aanbreek, ek sien hoe gaan jy preek, ek sien hoe jy gaan voorstaan, en hoe begin jy vrouwens bedien, en ek sien hoe daar vrouwen tees gereel word, en hoe jy gaan preek, dit gaan die regte tyd, gaan al hierdie goed in plek val, moet nie twyfel, en baie keer, dan sien jy jou nog nie daar nie, maar ek wil vir jou sê, ek sien die woord lewe in jou, en as hierdie man so preek, jy raak so opgewonde, en jy wil hom net aanmoedig, ek beleef rarig net hoe jy 'n man is, wat hande vat, ek sien, oor al die plek, ek sien so oor die Kaap, en stek jou hande so uit, vat jy hande met leiers, ek sien selfs in hierdie gemeente, hoe jylle so saam met ander ouens begin gesels, en saam hulle koffie drink, en hoe jylle net harte hoor, en niemand vat niemand se skape nie, jylle deel net harte, en jylle deel waarmee jylle besig is, ek sien baie opleiding, ek sien jy's 'n teacher, ek sien net hierdie pastors hart nie, ek sien jy's 'n cyber teacher, ek sien hoe jy goed skryf en teaching aan dit gee, en hoe jy goed implementeer, en ek sien die Here het jou geroep om leiers op te lei, jong leiers om hulle posisies in te neem, want die kerk gaan uitbrei, en jy het nodig om nou leiers in plek te skryf, hou op om sleg te voel as iemand skryf, want jy wil nie goed moet gebeur nie, en baie keer is dit wat die Here doen, sodat hy iemand anders kan inbring, so kom in sy rus, die Here bring die regte mense, dis amper asof hy 'n groep bou wat sterk staan, soos wanneer die goed begin gebeur, en dinge begin gebeur, dan sal mense wat kan help, om hierdie bediening net groter uit te brei. Ek ervaar rarig dat die Here julle eers hier het, en dat jy is besig om goed reg te skuif, goed in plek te bring, het hierdie kerk voorheen, was hy al hierso, toe jy gekom het, ek sien dat jy bring 'n nuwe flavor, en dit het niks te doen, dis nie asof die ander persoon verkeerd was nie, dis nie, jy bring 'n varsheid, jy bring 'n nuwe dimensie, wat jy bring, en ek sien hoe jong ouens onder jou vlerk in beweeg, en hulle voel hulle kan hulle plek neem, en jy skep ruimte vir ouens om hulle posisies in te neem,
En dis wat die Here jou voor geroep het, om 'n jong generasie op te rig, om 'n jong generasie te kry wat saam met jou beweeg. Ek wil ook sê, ek hoor voor jou kerk sulke motorfietse wat so brom. Is daar ouens van jou kerk? Regtig. Ek hoor sulke motorfiets en dan ref hulle dit so daarvoor. Ek sien jou hart vir die ouens. Party gaan met sulke oorbande kom, party sien die tattoos en ouens gemaak, vry net jou hart, dat die Here kan doen wat hy wil doen. En dit gaan jou sterk ouens wees wat uitbeweeg, om evangelisties te gaan werk, om siele in te bring. Dis rarig, ek sien vir jou kerk, dis die tyd van 'n sieleoes. Dis soos 'n evangelistiese groep wat kom in hulle inbring. Party gaan haal hulle uit die modder uit, en ek sien, jy het 'n housepyp, en hoe spuit jy hulle so af met die gees van die Here. Ek ervaar daar is 'n amazing tyd vir hulle. Mense gaan kom en sê, ons beleef, ons het daar staan en ons sien dit lyk soos 'n vuur wat brand, en ons wil kom kyk wat dit is, so teenwoordig aan die Here in julle diens te wees. Ek honor you, ek eer julle vir die hande van, want as 'n salwing wat op jou is, wat op hom afgee, as 'n salwing wat op hom is, wat op jou afgee, en saam band julle, dit het niks van jou vat my skaap en ek vat jou skaap. Het gaan nie oor, so dis, ek sien amper soos 'n tweeling, soos die taal en uitleg van tale, wat so saamstap. Dan sê taal is al uitleg en beteken dit niks. Verstaan nie? Ek sien hoe stap julle soos 'n tweeling broers, stap julle so. En ek ervaar rarig net hoe die Here, amazing, julle gaan verstom wees hoe julle kerk is, so, dis amper asof daar soke dimensies is. Jy is in 'n sekere area en hy sê, jy dit nou aangebied, kom bied dit by my aan, en hy het 'n sekere area, kom bied dit by my aan, en dis soos kruisbestuiving. En julle gaan die vrug van dit sien. Amen. Die Here sien. In julle gemeente, daar's baie beplanning oor finansies. Partykeer trek dit bietjie strop, jy weet, daar's 'n klomp goed, en jou hart is so, jy sal dan sommer bereid wees om nie geld te verdien, want jou hart is die bedien, en ek sien hoe die Here vir julle deurkom. Ek sien rarig, want julle wil gee, en julle wil, jou hart is om te storm vir die ouens wat het verloor het, om net 'n plek vir hulle te kry, om hulle tuis te laat voel. Dit sal. Amen. Loof die Here. So, ek voel dit om hier te loop, en omdat ek kyk vir jou so. Hulle sê, man, moenie oor my profeteer nie, ek is fyn. So, ek het veel woord gegee, maar ek kan nie onthou wat ek vir gee. Ek het veel woord gegee, nou heeltemal. Maar ek ervaar rarig net, ek sien net hoe die Here sy hand so in jou skouers het. En hy jou moet bemoedig, en hy sê, moenie twyfel dat wat God vir jou sê die waarheid. Jy het die Here gehoor. Jy moenie twyfel van waar jy nou pad is met jou. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek sien net julle eenheid, ek onthou julle gesigte. Okay. Kan ek met hierdie pastoor praat? Dan kan ek klaar maak nie. Okay. Het staan net op, want hy so mooi allemaal met jou sien. En hy die mooiste vrou wat daar is. Ek het hier 'n paar goed gegaan, en jy kon so maklik opgegeet. Maar jy weet die roeping op jou lewe. Ek wil rarig vir jou sê, die salwing van herlewing rus op jou. Jy weet, dit is nie asof hy kom kuier vir jou nie. Die salwing van herlewing rus op jou. Ek sien jy stap met 'n autoriteit van selfs die profeties wat so deur jou vloei. Ek sien rarige apostolic salwing. Ek sien, jy sien die pastors hart, en jy sien die profetiese hart, en dan is hier die teacher daar, dan is hier die evangelist hier, wanneer die siele so inkom, en ek sien rarig, dis 'n apostolic salwing, en ander wou jou laat glo, daar is nie apostolic in jou nie, en ek hoor sê die Here, dis apostolic, en niemand kan dit wegvat nie, hy besluit, en niemand gaan bekeer nie, en ek beleef rarig, omdat jy nie die apostolic, skep jy ruimte vir die profeties, jy skep ruimte vir die evangelist, jy skep ruimte vir pastore, en ek sien hierdie opleidingsbediening, die ouens in hulle plekke, en te launch, en hulle te bring op die plek, maar ek sien in hierdie seisoen, wat die Here jou nou vat, is 'n tyd waar jy
waar die stikkenis heel kom word, en dis waar jy kom, jy het so honger, dat mense God sal beleef, dis jou hart, jy wil 'n belewenis by die mense bring van jou, en ek sien, wanneer jy begin loop, op oomblik gaan jy sien, jy staan in hom, hy binne jou, en jy gaan weet, Jesus sal hom. Daar's 'n plek wat een van die ou God's Generals, as hy gestaan het, dan sien hy, die oomblik wanneer die salwing daar is, dan weet hy, sy engel langs hom. Die oomblik wanneer die salwing daar sal jy beleef, hier staan die Heilige Gees langs jou. En ek sien net, hoe begin dit vloei, en mense begin huil, en mense begin beleef, en ek ervaar rarig dat die Here sê, moenie minag die dag van klein begin nie. Ek hoor sê, ek kan daagliks byvoeg, tot daar 'n menigte is. Want jou hart is nie vir die humanous getalle wees nie. Jou hart is dat mense God sal beleef. En omdat mense hulle gaan beleef, gaan meer mense kom om te sê, ek wil beleef, ek wil kom ervaar, ek wil die teenwoordigheid. Partykeer sal mense instap en gaan net begin huil, want jy so teenwoordigheid, omdat jy die carrier of dis anointing, dat daar's 'n salwing wat jy dra, van die teenwoordigheid, van die heerlikheid van die Here. En die Here gaan begin goed vir jou openbaar by die heerlikheid, daar's goed van verstaan, Christus in my, ek in hom, hy in my, dan gaan 'n snap by die mense wees, as gevolg van, omdat jy dit ken, omdat jy dit beleef. En ek sien, jou hart was nog nooit om 'n geïsoleerde kerk te wees nie. Jou hart was nog altyd om buite die grense met hande vat. En dis ook julle so amazing, by mekaar net so inhaak. En ek ervaar rarig net, hoe die Here kom, en ek sien net hoe die Here jou vrou ook, is so baie dieselfde van, sy is besig met die kinders, en sy is besig daar, maar daar's 'n tyd, waar sy so saam met jou loop, en vir nou is dit daar, maar ek sien, dat Heilige Gees loop saam met jou. Die Here het die mense langs jou gesit vir 'n tyd, vir wat hy nou wil doen. Dis 'n seisoen, en dan begin die Here die regte mense, leiers langs jou een vir een insit, want dit gaan te groot word. Hy gaan van jou salwing afgee op ander, sodat dit nie werk effektief sal word, vir waar jy nou op pad is. Ek wil vir sê, moenie nou bekommerd wees oor 'n gebou, of enige een van hierdie goed nie. Dit wat die Here gaan doen, gaan 'n getuienis wees, surprised by God. Hy gaan dit op 'n manier doen, waar jy nie geld uit jou sak uit gaan haal nie, waar jy nie gaan wonder, hoe gaan ons by dit uitkom, want heiliglik is die geld nie daar nie. En die Here gaan dit doen, wat 'n getuienis gaan wees. Ek sien selfs, daar gaan keer wees, wanneer jy gaan preek, waar jy op TV is. Ek sien net 'n TV-opname, van waar jy gaan preek, en dan bring jy ouens in vir TV-opnames. En dit gaan nie oor die TV om belangrik te wees, of wat maar dis die salwing saam met, want jy is reg, jy hou nie van gimmicks nie. En die Here gaan vir jou gou wys, hierdie ding is 'n gimmick. Nie 'n egte ding, en nie 'n negatiewe ding. En daar's 'n realiteit, daar's 'n waarheid, daar's 'n honger in die wêreld, waar hulle die egtheid wil sien, van wat gaan gebeur. Daar's keer wat jy gaan bid, en daar's bonatuurlike genesings, en daar's keer wat jy gaan bid, waar 'n totale bevryding is, en daar's baie keer wanneer jy gaan preek, waar die woord so oopbreek, wat mense se harte net voor God buig. Ek ervaar reg, die Here het jou van kleins af, maar was altyd 'n bewussyn in jou hart van God. Jy het baie keer gespeel, en dan sal jy altyd besig wees om iets vir die Here te sê. So die Here het jou geroep van 'n baie, vir die moeder skoot gevorm, is dit hy jou geroep. En moenie jou jonkheid minag. Sê Here, ek sal hulle luister. Ek sien selfs mense wat invlieg om te kom sien wat hier gebeur. Ek sien, hulle wil jou nooit na die plek, moenie altyd dink, ek moet daar gaan, hulle kan maar hier naartoe kom. Ek sê nie, moet uitgaan nie, daar kom uitnodigings. Maar laat hulle eers nie naartoe kom, dis amper asof die Here 'n altaar bou, van waar uit die oorsprong van hierdie salwing gaan kom, en dan van dit buite toe. Amen. Dis great. Ek eer die Here, ek hoop, dat in hierdie aand, dat die Here regtig jou sal bedien, laat sit, kan ek klaar. Ek
Heer julle, dankie vir die tyd wat julle hier was, en ek hoop die woord wat ek bedien het jou hart geroer, maar die Here sê het jou nodig om 'n verskil te maak. Ek dink aan hierdie twee mense, hoe kragtig die Here hulle gebruik, en hoe hulle sit hier onder die leiding van 'n jong man, en die stabiliteit wat julle hier bring, net die erkenning, en die Here seën julle. Amen, kom ons bid saam. Dankie Here, ek wil dankie sê vir die aand, Here, ek wil bid elke persoon wat hier is, wat nie 'n woord gekry het nie. Ek wil bid dat julle sal bedien, Heilige Gees, dat hulle so suiwer woord self by u kan kry. Here, dat 'n profeet net sal bevestig, en dat u net kom bevestig wat hulle self hoor, Here. Ek ervaar reg, is iemand wat stoei by 'n werksituasie, en daar soveel spanning is op hierdie vrou, en sy voel, ek kan dit nie meer maak nie, ek gaan dit nie, en ek sien jy wil haar verval in 'n depressie ding, en ek ervaar dat die Here sê, hy maak vir jou nuwe deure oop, en hy verstaan jou hart, dat hierdie ding vir jou te veel is, en ek sien net hier, hy maak nuwe deure oop vir hierdie vrou, en sy verstom wees van 'n nuwe plek waar sy gaan bevind, maar sy moet nie haastige besluite neem nie. Iemand gaan haar net vra om soontoe te kom in die vrede wat oor haar gaan heers. Ek bid dit net, Here, en ek ervaar ook is 'n persoon wat stoei, moet ek hierdie nuwe voertuig koop, en is dit nou belangrik vir hierdie voertuig, en ek ervaar net, Here, dat jy sê, if there's doubt, throw it out. As daar onder is in die hart is, moet dit nie nou doen nie, maar want die Here wil jou op 'n plek bring van waar jy op 'n ander manier die hele koop gaan doen, maar ek ervaar as 'n nuwe voertuig op pad. Ek dank die Here, ek wil ook bid, Vader Jesus, dat ek spreek hulle gees aan, om sensitief te wees vir die gees van God, se inspraak in hulle lewe. Ek bid 'n honger om u te beleef, 'n honger om in hulle doel in te stap. En Here, dit is amper asof ek sien, dit is soos tonge van vuur, wat vanaand op elkeen rus, om hulle doel vir hulle bekend te maak, Here, dat die gees van God vanaand so in hulle lewens besit neem, dat hulle nooit een oomblik sal twyfel, dat u saam met hulle is nie. Ek eer u daarvoor, Here, ons wil ons harte voor u buig, en sê ons gee al die eer en al die lof in Jesus naam. Amen. So, dankie Bets, dit was besonders aard, ons het net vir haar lekker aan die dag